Ek is vanoggend by erf 325 naby Rosedale, hier waar al die bouery plaasvind. Charles Lou, projekbestuurder vir die departement van infrastruktuur, is hier. Hy verteenwoordig die provinsie. Charles, baie dankie dat jy bereid is om vir my vinnig te wys wat hier aangaan op die perseel. Ons het redelik navraag van tyd tot tyd oor hoe vorder dinge. Nou hier aan my regterkant is daar groen skerms hier agter die hoop. En daar's 'n bouery aan die gang, so wat sê jy gaan daar gebeur? Môre Michelle, ja baie dankie. So ons het onlangs as die departement vir Simply Do aangestel. Hulle is aangestel om 30 militêre veterane se huise te bou, wat dan nou agter die groen skerms is op die stadium. So daar kom 30 huise en dit sal so oor 8 maande seker klaar wees. En dan aan die oorkant die rivier die kant, maak ons 'n voorsiening vir 57 B&G huise wat daar gaan kom. Daar is 'n paar huise ook vir mense in rolstoele. Die dienste van dit is so 'n tydjie terug reeds gebou, maar dis gevandaliseer. So ons gaan net die dienste ook weer vervang, regmaak. Dis nou die area wat julle C noem, fase C. Fase C, korrek. Ek dink is Reigerpark. Ja, is 'n Reigerpark daar in die agtergrond daar, ja. Ja. So dis waar die 57 B&G huise gaan kom, waarvan ek dink so 30 dit so 30 binne vir mense met disabilities is rolstoele en so voort. Aan die ander kant van die rivier, daai kant toe, nou meer nader aan Rosedale se kant. Yes. Daar 124 oop erwe wat gelaat is met 'n kontrakteur wat 'n paar jaar terug nie kon doen wat hy kon en moes nie. Hy was te stadig en was nie volgens health and safety voorskrifte en ons moes daai kontrak termineer. En nou uiteindelik kan ons die 124 huise wat nog daar beskikbaar is om te bou, om op daai erwe te bou. En dan die ander, wat noem ons daai fase? Dis fase B. Fase B. B1 spesifiek. As hier by ons, nee. Ons staan op fase A. Hier is fase A. Ons staan op fase A waar jy kan onthou destyds het ek hier onderhoud gehad. Yes, 5 jaar terug. Ja. Oor die vleisbuise wat nou hier so is wat mense gekoop het. Hulle bly baie lekker daarso. Dan ook vir myself my hoogtepunt is dat ons 'n kwekery hier bou. Hier waar ek nou staan. Dit is baie interessant. Met die kamera wat gelukkig wegvlieg. So ons staan nou hier op die gronde waar die kwekery gebou gaan. Net hierso. Ja. Dit sluit in, ons gaan 'n boorgat hier sink. Ons gaan bome kweek wat in hierdie ontwikkeling geplant gaan word. Yes. So ons gaan die plek verfraai, mooi maak, wat 'n hoogtepunt is in B&G dan nou om dit ook te verskaf. So die bome wat gekweek gaan word, moet die mense dit te koop of hoe werk dit? Nee, ons sal dit die eerste fase is om bome te verskaf direk en dit te plant, en die tweede fase gewees om te kweek en dit dan te plant. Hopelik nie net hier nie, maar ook in ander uitbreidings. Nee, dis baie exciting. Ja. En die boorgat, is dit nou vir water vir die huise? Water vir die plante. Vir die plante, ja. Vir die plante. Nee, vir die huise kan dit nie werk want dit is nie gesuiwer nie. Okay. So ja, dit is maar net is om te help met die waterverbruik. Waterverbruik vir die plante, ja.